Dis dit net nie nodig. Dis kom as jy gooi SHZ, so as jy wil gooi, kom gooi. Jy Maak gaan nie daar seker weghardloop. jy is daar. Jy gaan Ek nie wil nie weghardloop van die afstande daar nie. Jy kan In die 100 keer wat jy daar was, kom ek sê 50 keer gesukkel. So jy besef, luister, na die 50ste keer as ek dit doen, dan werk dit baie keer. So Ek het vir Sakkie gesê, weet as jy 'n klompie jaar terugvat toe daai grasies so was in Vaaldam en in Bloemhof. Hoe waar kry jy nou? Wanneer laas jy 'n grasie gevang? Welcome to another episode of the original podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van the original podcast. Ons het vanaand vir julle weer 'n spesiale episode. Ek het julle verlede week beloof dat hierdie week gaan ons 'n goeie episode weer hê en ek dink dis iets wat baie mense dalk nou uitgesien het. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom terug by die episode. Dankie Sak. Ja nee, dis lekker vroeg hier so. Die son skyn nog, so as mense dink ek is bietjie helder. Dis nie dat ek so bright and shiny is nie, is net die son skyn nog hier by ons. Ons gas is gelukkig een van daai manne wat nooit iets het om te doen nie, so hy het die hele dag om goedjies soos hierdie te rekord. En hy het ingestem dat ons dit kan doen in daglig. ja, Nou voel dit vir my vreeslik snaaks want ek het my whisky gegooi, maar ons het al so lank gekuier, my whisky is al amper klaar. Maar ek het by hierdie huis kom net gesê, daar's nie 'n manier nie. Vanaand het ek 'n ijskoue whisky nodig. En nou ja, ek het een van daai dae. Skalk so vreeslik dankie. Sorry Sakkie dat ek nou maar sê wie dit is. Dat het nou uitgeglip, maar in any case, Ek dink die mense het dankie. dit seker dit nou al gesien, Dad. Dink Maar ja, julle ken hom? Ja, was soos ons nou dat dis 'n ons het hom skalk al voorheen op die podcast gehad, so dit is al sy tweede episode. So vir die luisteraars wat nog nie daai eerste episode gesien het nie, hulle sal sien in die link onder sal ek die link sit vir daai episode. Die eerste episode wat ons met 'n gas doen ons altyd maar so 'n bietjie van meer agter die hengelaar en wie die hengelaar is en goed. So dit so ons het daar's regtig met hom skalkie gesels rondom wie hy is en dan gaan ons vanaand bietjie meer net gesels rondom hengel. Maar Skalk, welkom terug by The Original Podcast. Dit is lekker om hom weer bietjie terug te hê. Dankie jou Sakkie en is altyd 'n voorreg. Ek kan daar by sê ek is nog op kantoor so ek moet koffie drink. Ja, buddy. Ek Jy's my Ek kom by die baie huis. dankie. Ek kom by die huis en van die luisteraars sal wel weet dat as ek het nie bier in die yskas nie. So ek het 'n winkeltjie net af in dieselfde gebou as waar ek bly. Is daar 'n klein kafeetjie waar ek altyd kan gaan bier koop. En voordat ons begin rekord het ek gou so toe geloop. Nou staan ek daar so, dan dink ek vir myself, so, dit is 4:00 by julle. Nou wonder ek of gaan ons nou 'n bier drink. Dis 9:00 by my. So dit is biertyd by my. Dis laat genoeg vir 'n bier. Maar te wonder ek sê ek nee, ek dink kom skalk genoeg by die werk is so goed so dit sê ek sal maar nie 'n bier drink nie. So toe kry ek maar vir my 'n ou Pepsietjie, maar so ek drink nou nie 'n bier vanaand nie. Ek het geweet my pa gaan 'n lekker whisky drink. Anders het ek nog maar vir my 'n bier gekry. Daar's geen beter tyd as om 'n whisky te drink as saam met 'n podcast nie. So in die oggend as so 6:00 rekord ek, julle weet ek drink 'n wurm. Dis nie 'n gewone swart koffie nie, dis 'n wurm. Visvang is vir my dis my lekker tyd. En net so kan ek vir mense kategories sê. Hulle sal my nie by dam kry met 'n whisky nie. Julle kan maar my swart koffie daar kom proe, dis swart koffie. Lekker. Ja, dis iets wat my pa my geleer het van baie kleins af. Ons sou nooit gedrink het in 'n toernooi nie, maar as daai hoeter geblaas het, dan was daar altyd 'n koue bier gewees. Dit was altyd maar een van daai. En daar's ook mense anders nie net 'n bier. Die mense kan ook maar kom kuier. Daar sal genoeg wees vir iemand anders ook. Ons het altyd 'n yskoue bier vir iemand wat 'n yskoue bier wil hê. Dad, ek wil gou ietsie bylaas op pa nou sê dat as pa so 'n bietjie blink of so 'n bietjie helder is, dan dis maar net die son wat op pa skyn. Oom Skalk, toe ons nou op skool was, as ons nou op iets verhoog of ietsie moes wees vir een of ander prysuitdeling of vir 'n praatjie of ietsie, my pa sit in die gehoor. Dat ons altyd nou dan gaan ek my suster altyd geweet dat ons gaan jy staan op die verhoog en dan soek jy net vir so 'n shiny ietsie wat shine, nee. En my pa sal ons sit en alles is so dis dof en dan my pa staan net so uit die shiny kop staan net so uit. Okay, spot hom. Altyd geweet waar my pa gesit het. Lekker. Ek sien is nou nog so dis lekker. Alright, ja, julle, so ons gaan nou vanaand, ons soos julle nou weet, ons het die podcast is 'n bietjie geswaai, ons gaan 'n bietjie meer oor venues en goed soos dit praat. So ons gaan later vanaand gaan ons net maar 'n bietjie oor Oom Skalk se
se groot liefde in die lewe wat hengel betref gesels. Ons sal 'n bietjie later daarby uitkom. Ons sal julle inlig oor wat se oewer ons gaan bespreek. Ja? Dink jy iemand weet nie? Ek dink 99% van die mense sal weet wat se oewer ons gaan bespreek. Maar voordat ons daarby kom, kom ons gesels 'n bietjie rondom die elite wat nou die naweek afgestel was. Dit was nou 'n bietjie van ons was almal vreeslik opgewonde om te sien wat gebeur. Julle was paraat soontoe gereed en toe die weer nou nie mooi saam gespeel nie. So wat het daar gebeur? Niks gebeur nie. Dit was regtig waar. My hart het gebloei vir Petrie Venter en vir Erika en vir die Mancom van Elite. Ek sê vir hulle, ek het gister weer met Petrie gepraat. Ek sê vir hom, jy's nie shit irrespective. Want daar's 'n pophuis vol ouens wat sê ons moet fish, jy's die en daai en daai en daai omdat ons hengel nie. En dan sal as jy sou hengel, is daar pophuis vol ouens wat sê hoorie, wat is hy alles omdat ons moet hengel. So dis 'n catch-22. Jy kan nie wen nie. Petrie hulle het verloor en ons het die toernooi uitgestel. Ons hengel dit nou die 16de, 17de, 18de Mei. Yes. En net voordat ek daar is, nee. Ja, wel buite vir naweek voor ek vlieg. Ja, ook waar. Maar in alle geval dit is vir my 'n verskriklike hartseer storie want ek het omdat ons Januarie nie 'n bootkompetisie gehad het nie, het ek die ouens kan wins laat ons Mei maand 'n bootkompetisie hengel. En dit is die 17de Mei. So ek moet nou 'n besluit neem, gaan ek elite hengel of gaan ek die bootkompetisie hengel? Nou op die stadium voel ek by die bootkompetisie kan ou jou swakste toernooi weggooi. So 10-20, maar daar gaan nou 'n klomp ouens wees wat vir my kwaad is want ek sien ou wat gesê het ons moet my maand nog van die bote af hengel. Dis nou ons nie 'n ding wat 'n mens maar ons het gelukkig dis die naweek 'n bootkompetisie, so ons sal dit maar met die manne bespreek en kyk en hoor hoe wil ons maak. Nou het van die ouens by my gekom en gesê, maar kom ons hoor dan of ons dit nie kan skuif na die 10de Mei toe nie. Maar die bootkompetisie daar. Ja, die bootkompetisie kan skuif na die 10de Mei toe nie. Ek sê wel, jy kan dit ook nie net vir my skuif nie, man, of vir my en vir Steven skuif nie. Maar in alle geval, nou sê hulle dit, die volgende oomblik toe kom dit uit dat ek het op die podcast myself commit dat ek gaan aan die vergooi kampioenskappe probeer deelneem. En Sentraalgauteng se proewe is die 10de Mei. So ek is in dieselfde posisie as Petrie. Ek sê die ding is irrespecte van hoe waar iemand gaan vir kwaad wees. So ons sal maar kyk wat gebeur. Dalk gaan gooi ek sommer vir Eden of iemand, smeek iemand laat ek vir hulle kan kom gooi. Gaan ons skalk daai vergooi dag wees? Nee, ek glo nie sakkie nie. Ek vat so 'n bietjie 'n sabbatical hierdie jaar. So nee, ek glo nie ek gaan daar wees nie. Maar as jy nie gewoonlik maar daar die dag nie. Teenwoordig nie deelneem nie. Ja, ek sal dalk teenwoordig wees en so 'n bietjie gaan loer en gaan kyk. Ek weet nie, ek is so opgewonde want dit is die Saterdag voordat ek vlieg. So okay. Ek is in Suid-Afrika, so dit gaan uiteindelik vir my. So jy gaan 'n bietjie kyk. Ja, so dit gaan vir my lekker wees om bietjie net met die mense in persoon bietjie te kan sien. Want ek wil meeste van die gaste wat ons nou op die podcast het, meeste van hulle gaan daar wees. En ons skalk nou daar gaan wees. Ek weet daar's 'n pophuis vol van hulle wat ons het op die podcast wat ons daar gaan sien. Lekker. En dit gaan lekker wees. Verlede jaar weet ek Lorinda was saam met hom daar met haar hondjie en hulle was mal oor die hele dag. Ek onthou nou. Hulle was baie opgewonde om die hele dag daar saam met die hengelaars te geniet. Ja, dit is lekker. Kyk, ek geniet my mense verskriklik. Jy weet want by ons jy weet ons praat altyd van family. En jy weet ek het goeie mense. Jy weet so dis almal jy weet dis regtig lekker. So die ouens kom goed uit die weg en is altyd jy weet ons maar 'n gemokkery en 'n gechirpery en is dit en is dat en so nee, dis nou die event is fantasties. Jy weet dis 'n faset wat hulle oopgemaak het, ek dink wat soveel scope het. En ek dink Barry, jy was een van die redes hoekom die tipe goed gebeur het. Jy weet met jou ouens, ek kan onthou daai destyds toe ons daar by daai een veld gaan gooi toe die manne sê nee, hulle kan so ver gooi. Toe ja, so ek dink jy was een van die aanhitsers of instigators of pioniere om 'n faset as jy nou regtig dink jy kan gooi om te kom sê hoor jy okay, hier's ek.
Kom ons kyk of ek kan gooi. Ek moet bysê, as daar nou een ding is net wat my verskriklik irriteer van die vergooi, is dit die nydigheid. Die mense wat so yes, like weet jy wat, dit voel net vir my partykeer asof daar mense is wat net ek het nou vanoggend toe per toeval heeltemal vanoggend toe lees ek goed op Facebook wat 'n ou nou weer kwyt geraak het. Dan dink ek so myself regtig, weet jy wat, jong? Dis nie nodig nie. Ek dink ons word oud. Ek dink toe ek jonk was, ek kan onthou daar was dae wat ek en Dean Pelser by Johan Keet in die winkel 'n stoeiery gehad het oor gooiery. En ons het dood eenvoudig gesê, kom ons klim in die kar en ons gaan gooi. En ons gaan gooi en Dean het gewen en ek het baie goed gegooi met verskillende tipes gery gegooi. En aan die einde van die dag het ons daar gery en ons was pelle en ons altyd het gesê, yes, like, ek het besef Dean kan gooi en Dean het besef ek kan gooi. Ek het met daai tyd per toeval nog met 7 pond stryd sonder 'n leader is wat jy moes gooi vir ligte gery. En ek het dit gedoen en die distansies was fenomenaal, maar dit was daai tyd. En al wat ek net sê is vir mense wil sê, weet jy wat? It's like man, dis nie nodig om te fight oor gooiery nie. Dis net nie nodig. Dis kom as jy gooi SAZ, so as jy wil gooi, kom gooi. Jy gaan nie Maak daar seker jy is weghardloop. daar. Jy gaan nie weghardloop van die afstande daar nie. Jy kan nie dalk nie sê Ek wil nie nou name noem nie, maar ek hoop daai ou is daar. Daar's een spesifieke ek wil check. Was elke jaar, ek onthou verlede jaar was ook een of twee ouens wat voor die tyd nou maar 'n bietjie van 'n beef gekry het en toe ons nou by die SA's kom, toe kon mense nou mooi sien wat die scorebord sê. So dis iets wat en dis uniform vir almal, dis redelik ek voel is redelik even Stevens. 'n balletjie is 'n balletjie is 'n balletjie. So net ek mag nie my stokke gebruik nie. Yes, like is 'n hartseer storie. Hoekom mag jy nie stokke gebruik nie? Nee, gooi maar daai 14 voet extreme casters. En by Hoekom mag jy nie? 13 langste stok wat jy is 13 voet 6. Ek is alweer 6 duim te lank. Net jammer die keer met 'n visstok. Ek wens die ander goed wat 6 duim te lank. Maar nee. Nee, dit is so Barry, want jy weet daar sien die ouetjies wat die mooiste style het en regtig kan gooi. En jy weet en dis 'n kuns man. Jy weet ek sê dis jy moet ou kan komplimenteer ook. So hard as wat jy kan wen, moet jy kan verloor ook. Jy moet kan komplimenteer. So, weet en wat ek sê is, jy kry jou beste casters in die wêreld. Gaan nog steeds op 'n dag kom en hy gooi hom net out of bounds of daar gebeur net iets en hy koek in die oogie of dis nie dit sê nie jy's sleg nie. Dit sê nie jy's goed nie. As jy sê dankie, dit het met my nie gebeur nie. My 3 gooie het goed geloop of ek het 1 gooi gehad wat mooi geloop het. Ek wil daai uitslaag gaan kyk. Daar's ouens wat ek net wil gaan kyk of was al 3 hulle goeie so goed soos wat hulle dink. Weet want volgens wat ek dit het gebeur daai dingetjies maar dat jy 'n oepsie gooi. Ja. En ongelukkig dit is maar so. Maar ja, nee, ek sien moerse uit daarna. Ek is gegeer. Ek gaan daar in Namibië op die strand oefen saam met Sakkie. Sakkie gaan my coach wees. En Sakkie wat 5 jaar laas se stok gegooi het. So ja nee, ons daai Terminators van oom wat oom vir ons soveel jaar terug. Hulle kom nou Vietnam toe aan die einde van Mei. Wow. So ek gaan definitief dis ek 2 van hulle kom saam met my. Ek gaan 2 van hulle in 2 ugly sticks bring ek saam. Ja. Maar onder andere is dit die 2 stokke wat ek vir pa gesê het waarmee ek besluit het wat Vietnam toe kom. So binne die volgende 2 of 3 maande sal hulle hierso begin fish. Alright, jy moet nou daai Terminator vat. Ek weet nie of jy plugs en lepels en sulke goed gooi nie. Gaan gooi jy 'n bietjie 'n plug en 'n lepel met daai stok. Ek kan dit glo. Hier by ons is daar nou definitief het ek nou 'n paar plekke geïdentifiseer waar hulle kingies en goed so dit van die strand af. Hulle klein kingies van die strand afvang, maar dis nou 'n goeie 7 of 8 ure se ry hier vanaf. Ja.
Maar wat hulle definitief baie goed vang, maar dis 'n bietjie van 'n dis die enigste plek waar jy daai goed gaan kry is in die untouched areas. So jy het die ouens praat van jy het 'n uur en 'n half hike wat jy teen 'n berg moet opgaan om oor die kop te gaan om maar onder by die klippe te kom waar jy nou vis kan vang. Want jy mag nie met 'n boot daar vis nie. Dit is 'n oop area, ja. Dis is toe vir bootengel. No. So die enigste way hoe jy daai water kan vis is van die kant af en die enigste way om daar uit te kom is om deur hierdie forest of deur hierdie jungle te gaan. Maar ek weet jy Skalk, hy gaan wag vir my om daar te kom voordat ons daai forest gaan loop. Ja, ons gaan jy sal my pa's nou lucky, my pa's nou rustig. Hy wil net gaan groot vis vang by die pond. Dis al wat hy wil doen. Ek gaan hom nie convince om iewers anders te gaan vis. Om berge te klim nie. Nee. Skalk, as jy nou dalk eendag daar in Vietnam kom, gaan laat sakkie jou daar na Bulls Arena toe. Daai plek brei nou uit net, hulle het nou agter die plek waar ons gewoonlik gefish het hulle daai rice paddies, het hulle daai area nou wat hulle laas uitgehaal het. Ja, so hulle het nou daai uitgekoop. Nou maak hulle snakehead ponds daar, waar jy kan snakehead. Nou snakehead is soos lyk soos 'n barber en 'n paling en 'n slang en alles gekombineer. Ja, met sulke tande. Ja, nee, ek het al die foto's gesien. Hier is daai mense vang hom verskriklike visse. So ja, ek kan dink. Is 'n wishlist. Ja, daai was definitief 'n hoogtepunt in my lewe. Dit was eendag met Barry, maar jy gaan Namibië toe, né? Ja, maar is verkeerde tyd van die jaar. Moeilik. Wanneer gaan julle net Namibië Henties? Ja, ons gaan 'n week op Henties toe. Ons gaan sommer so 'n week vat hier vanaf. Ons gaan Saterdag ry en dan gaan ons die Vrydag gaan ons in Henties Baai en dan soos die week daar en dan daai Vrydag as ons daar uitgaan dan laai ons sakkie hulle in walvis af en dan vlieg hulle Kaap toe en dan gaan hulle net maar so 'n bietjie teen die tuinroete op terug en dan vlieg hulle terug. Okay. Lekker. So ek weet nie hoeveel vis ons gaan vang nie, maar ek is seker met daai Namibiërs. Jy ken vir Gert Kemp. Ja, baie goed. Nou en sakkie was saam op Waastie, so hulle het gesê hulle sal sorg ons sal 'n vis vang, ons weet nie. Ja. Nee, is absoluut die regte ouens. Nou wat hulle uit die vrieskas uithaal of so ietsie maar. Ja, dis 'n moet doen. Ons het nou beplanning, ons gaan volgende jaar Maart maand. Wil ons opgaan deur die Skeleton tot weer by die Kuneni en weer daai trip gaan doen want dit is something. Jy sien dit is 'n goeie tyd van die jaar. Ja. Maar hierdie het nou uitgewerk dat dis wanneer ons dit kan inpas en dis soos wat kom ons gaan ons vang ons 'n vis, vang ons 'n vis. Hy skiet hulle en pas, skiet hulle saam en om dit so gewerk te kry dat my vrou, my skedule en my pa, al drie se skedules saamwerk. Ja, dis taaf. Dit gebeur nie maklik. Taaf. Okay. Man, ja, so ons gevang kyk. Ja, maar kom ons kom terug bietjie na die gewone varswater visvang toe, kom bietjie terug na die topic toe wat ons nou vanaand wil bespreek. So obviously die oewer wat ons nou wil bespreek is klipdrif. Klipdrif is nou maar Oom Skalk is klipdrif. Ek dink die twee is amper sinoniem met mekaar. Nie dat dit die enigste plek is waar hy kan visvang nie, maar ek weet is 'n plek wat hy baie lief vir is. Oom Skalk, waar die liefde van klipdrif vir oom begin? Ja, sakkie dit uit en uit as gevolg van die feit kyk op toe ek nou begin kompeteer in Dingle en net nadat ek die besigheid by pa gekoop het. Het ek betrokke geraak by die kompeterende hengel en dit was toe nou obviously daai tyd Wes-Transvaal se tuiswater. So dis waar jy nou begin, dis waar ek begin oeverhengel het en so dit ook uitgewerk dat hulle vreeslik baie nasionale proewe en goed daar gehou het, selfs nasionale kampioenskappe. So jy weet jou tyd op die water was net verskriklik baie en dis naby. So jy weet dis ek wil amper sê dis nou soos ouens wat in vereniging bly wat die Valdam hengel en maklik en vinnig daar kan uitkom en dis hulle go-to of soos Elsie hulle wat by koppies is wat jy weet ek bedoel dis maar hoe dit is. En ek het net vreeslik baie tyd spandeer om klipdrif te hengel. Jy weet deur al sy fases wat hy gegaan het want glo my
Jy weet, ek het hom al gesien van die slegste sleg tot die beste. Jy weet, so jy het hom al in al die vorme gesien, so en ek dink dis nou maar waaroor dit gaan, jy weet, as jy lang genoeg algoritme opbou oor iets, dan begin jy naderhand verstaan hoekom, nie altyd hoekom nie, maar as iets gebeur, wat kan jy potensieel doen, want jy het nou al in die 100 keer wat jy daar was, kom ek sê 50 keer gesukkel, so jy besef, luister, na die 50ste keer, as ek dit doen, dan werk dit partykeer, so hy maak jou sukkel, so hy maak jou sy, laat jou dink. Kan nie 'n man wees, 'n man's nooit moeilik nie. Dis wat se venue het ons nou so ruk terug gepraat, toe sê ons ook, praat ons so van blank, en toe sê die gas, ja, dit was met Neville voortgestel, toe sê hy dat, jy moet weer eens 'n moeilike venue, as jy praat en sê, at least het jy nie geblank nie. Ja. Wat se venue was dit gewees wat ons Dit was Groot Draai. Toe sê Pon dit, ja, dis 'n moeilike venue, as jy weet, dis 'n conversation point, waar jy het at least nie geblank nie. Nou, ek dink Klipdrift is definitief deel van daai groepie, waar ek dink jy kan sê, wel, jy het at least nie geblank nie, op party dag, ek dink sommige Ek dink die groot ding by Klipdrift is net, laat jou eerste vis, laat jou net ontspan. Daai eerste vis, as jy weet jy het daai vis in die net, dan weet jy at least, ek het 'n vis. Nou dis by baie damme seker maar so, en dis seker maar by baie daar so, maar by Klipdrift het dit vir my baie meer betekenis as baie ander plekke. Ons wys net maar gou elke, nou met hierdie nuwe reeks, wys ons nog gou op Google Maps, gaan ons maar gou op die dam in, dan wys ons nou maar gou hoe die dam lyk, so vir die luisteraars wat nou nie weet nie, hier's nou, moet ek net gekyk, waar is Potch? Hier's ons Potch, en jy gaan hierso, net buitekant Potch kry jy. As jy net so 'n bietjie daar inzoom, gaan jy sien waar sit 'n skalk in die kantoor. Ek is seker Google het hom daar op. Ek weet presies, ek kan hom definitief kry, maar ons maar nie lees ons snowflake, so ek weet dis nie ver daarvan af nie. Ja, jy's nou baie naby my. Ek's bang as iemand wat nie van hom hou nie, net te gaan haal hulle hom uit daai die kantoor uit. Kom ons nou nie vir die 100,000 mense wat hierdie episode gaan kyk nou sê waar Skalk se fabriek is, maar nou ja, hier het ons nou vir Klipdrift. Ek sê vanoggend, ek sê net vir my pa, ek sê, Skalk, wat ek van Klipdrift af weet is regtig gevaarlik. Ek dink ek het geweet waar sy, maar ek dink dis dit. Ek dink ek het een keer in my lewe daar gehengel, en dis dit. So, as oom Skalk vir ons, ek sal met my muis gebedei, as oom vir ons bietjie kan sê, wat sien ons, waar hengel ons, en as jy nou jou muis daar jy's nou daar by die damwal, dan gaan jy bietjie regs, en dan kry jy nou daai gedeelte, is gewoonlik 'n baie goeie gedeelte, maar dis baie vlak, daai deel is baie vlak, en wat daar gebeur is die wind te hard waai, dis 'n sanderige bodem, dan staan daai sand op, so dis nie waar jy wil wees as die wind regtig waai nie, maar jou groter vis kom ook daar uit. So tradisioneel, dit was die ou A-zoon, dit was die dood as die wind waai, en dit was ook baie minder vis. Nou, as jy nou bietjie regs gaan, dan sê jy, daar as jy kom, so as jy nou heeltemal links nog, weer terug, is dit 'n klein, ja, jy beweeg te vinnig, Skies, weer terug, daar sy, net daar. Nou, daar is die kom, daar sy, nou, jy sal sien, daar's 'n klein huisie daar, nou dit is die badkamers. Dis so 'n klein toilet tipe setupie, daar is hy. Nou daai area reg voor jou, wat die ouens nie weet nie, hier op 70-80 meter maak hy 'n baie mooi drop, waar hy val na so 4,5 meter toe. So die ouens daar nie kom hengel tradisioneel te ver. En om een of ander rede is jou groot vis in daai kom net meer. So die ouens wat sê nee, hy wil nie in die kom sit nie, maak 'n fout, hy heng op te ver. So deur die jare het ons nou maar geleer, jy weet wat in die dam aangaan, ons het daai dam gescan, ons het alles met hom gedoen. En okay, en as jy nou bietjie regs gaan, daar waar jou nog bietjie links, aan die kant links, daar is hy net daar. Nou daai gedeelte daar is tradisioneel jou beste area gewees, reg agter jou in die veld is daar 'n motorhek,
Nou, as ek wou gaan social het, daar, reg net daar waar jy nou is. As ek wil gaan social het ek altyd daar gaan sit. Want die oewer daar het 'n klomp Waar sit hom skalk? Daar's ek. Jy sien, dan vang jy my. So, as jy nou links van my kyk, sal jy sien my kit net staan. So, daai like red-handed. So daai daar waar jou cursortjie nou is die motorhek. Nou gewoonlik in daai area sou ek altyd gaan social het, want dis gewoonlik jou beter area en die rede daarvoor daar's baie silt, so daar's baie bloedwurm en allerlei goed daar. So dis 'n baie goeie oewer vir die vis om te wy. En die groot ding van klipdrif en ek dink dis wat ouens so bang maak vir die dam. As jy alleen gaan sit op daai oewer, sal jy altyd vis vang. Maar laat daar meer as 10 karre daar afkom, dan is daai vis absoluut weg. En die rede daarvoor is daai hele dam onder sy bodem, as jy sien teen die kant het hy baie grys, is sluit. Met ander woorde, dis plate en plate sluit. Soos daai karre afkom en daai vibrasie op daai sluitbanke, waarsku daai vis kilometers dat die klomp karre op pad. So dan gee pad daai vis en dis gewoonlik wat gebeur, dan raak dit 'n casting kompetisie. Maar met die dam wat nou weer so gesond is waar daar baie klein vis is. Kyk, klein vis is dit pla hulle nie vreeslik. So nou is die dam weer terug na sy tipiese 85s na 105s toe. Maar daar was 'n stadium waar daai klein vis net minder in die dam was en dit is as gevolg van die bass wat in daai dam geïntroduseer is. Jare terug het die bass daai klein vissies gevreet en jy weet in daai era klein vissies het net vir 'n ruk weggeraak totdat die populasie homself nou weer uitgesorteer het. So vir nou die vis wat jy nou vang is daai kilo 1.5 en jy vang 20-25 van hulle. So die dam het weer gedraai en weer in sy mooi siklus ingaan, maar daar was dae gewees wat soos wat Barry sê, as jy net die eerste vis kon vang dat jy jou net in die water kry, dan sê happy days. Maar daai cast moes stel, jy weet jy moes hom reg neersit en dis waar ons geleer lighengel het, slappoeliesmanne, jy weet lyne wat pap is, wat daai dam hou niks van kleintjies. Net so, jy weet 08 hoekies, jy weet klein deegies, gryskorreldeegies. Daai vis was net te finetjie. Jy weet so en ek dink dit is nou maar die rede hoekom ouens nie van die dam gehou het nie. Dis nie 'n prostituut dam nie. Dis 'n klasie gil met hoekskoene en jy weet sy sit selfs 'n hoed op. So jy kom nie soontoe en kom jy weet jy moet goedjies reg doen om die vis te vang en ek dink baie van die mense het nie daarvan gehou nie en dit het hulle afgeskrik. En as jy eers geskrik het vir die dam, dis soos motorfietsry en jy val. As jy geval het en jy geskrik vir daai fiets en jy klim nie op en jy ry weer nie, dan gaan jy nie reg kom nie. Dit was DQ wat gepraat het van die bass in die dam, né, né? Ja. DQ wat Ja, dat is groot bass. Wat gesê het dat die bass is dik in daai plek en dis definitief iets wat 'n mens moet in gedagte hou. Ja, kyk, ek het fisies vis wat ek daar sien uitkom het. Wat ek gesien gevang het was net onder 5 kilos bass. So jy weet ek praat nou van is daai Floridas, hulle so jy weet daai 4.5, 4's, 3.5's. Ek het al 'n klomp van hulle gevang op spinnerbaits. So ja, en hulle is al oor die 20 jaar in daai dam. Hulle is al 25 jaar in die dam. So dis ou vis. Skalk, sê gou vir my, hoeveel maddies het jy nou al in klipdrif gevang? 3. As ek nou vir jou sê, ons het in 1976 die Old-Transvaal Junior Kampioenskappe daar gehengel. En Suid-Transvaal van destyds het hom gewen met maddies. Yes. Ja. Daai Ek wen so. dik. Ja. En soos wat ons net nou gepraat het van Boskop met sy swart maddies, was klipdrif se maddies, daai spierwit maddies. Daar is nie 'n vlekkie op daai ding nie. Daai ding is so goed as wit as wat jy kan kry. Né? En ons het daai goed gevang daar. Daai spesifieke dag. Ek vertel altyd vir mense die storie van ons was veronderstel in Orkney Val
die Old Transvaal te hengel en daai Vrydag aand toe is daar een massiewe storm nie, oort is onder water en dis chaos en ook nie. Hulle stop ons en sê vir ons right, hulle skuif vir daar vanaf Klipdrift toe. Maar al die oewers is toe vol met klapkompetisies en goed en hulle sê alwaar ons kan hengel, enigste plek wat hulle vir ons waar ons die ding kan hengel is op die damwal self. En ons moes ons goed dra, gelukkig dis nou 'n klomp laities. En dit is daai tyd, ons nie al hierdie fancy stands en goed gehad nie, jou 4 vispenne gehad en die res van die goed het in die kar gelos, bottel, as jy nog 'n botteltjie of iets wou het jy hom gaan haal. Maar in alle geval, so ons het die minimum goed gevat en dan het jy nou geloop. En ek en ouetjie met die naam van Henty Oberholzer was penmaats en ons sit toe net regs van daai toring wat daar op daai ding op die by die damwal. Sit net regs van hom. Eers like en ons sit en die ouens kry nie vis nie. En later hierso by seker ek dink dit is hier by 10:00 bring hulle vir ons broodjies. En die broodjies wat hulle vir ons bring het eie op, vars eie. Dis tamatie en eie en tamatie en kaas en eie. En Henty sit so en hy haal al hierdie stukkies eie vir elke broodjie maak jy nou oop. Haal hy al die eie af, hy eet die broodjie. En die broodjie klaar geëet het, sê my seker hierdie eie kan dalk werk vir 'n vis. En hy vat daai vars eie, dan sit daar hy hom so 'n stukkie, soos wat hy nou gesny is. Hak hy so 'n stukkie na breek en maak hak, sit so 3-4 stukkies aan 'n hoek en hy sit so lekker deeg oor daai ding. En Henty gooi daai stok en hy sit hom neer en dit was 'n paar minute, zikka kry hy byt slaat hom en die vang hy so lekker dik marie. Dis die vinnigste wat ek gesien te bestuur en kaptein hardloop na die ouens toe. Almal se brode is oop, almal se eie is af. Julle kan die res eet, maar die eie bly hier, né? En ons het daai dag het ons gewen met Henty Oberholzer wat daai rou eie so op die hoek gesit het en dan sit daai dik vet stuk deeg so oor. En daai maddies het daai goed gekou soos wat jy nie kan glo nie. En ek kan nie onthou, ek kan definitief nie onthou wanneer laas my lewe ek gesien het daar maddie uitkom nie. Dan het na dit heeltemal opgedroog op 'n stadium. Ja. Hierso in die vroeë 80s. En na dit was daar nooit weer maddies wat ek van weet nie. Ja. Maar ja, nee, hy het sy groot maddies gehad op sy tyd en dalk moet iemand net weer 'n bietjie daar gaan stok. Kan ons dalk Jy weet Barry, ek het na dit want daai in 85 was hy so leeg gewees. Het daar, maar nou praat ek van jare, ek praat van 15 jaar terug omtrent. Toe hengel die dames en die juniors 'n liga daar. En op daai een spesifieke dag toe kom die maddies uit. Nou ek wil nie vir jou sê, maar ek kan amper met sekerheid sê die grootste maddie vir die dag was net oor die 3 kilos wat hulle gevang het. Dit was alles hierdie 2.4, 257s. Praat van skooters en net nooit weer nie. Hulle is net weer weg. Ja, maar kyk daai moggel, daar kom daai verskriklike groot moggels ook uit. Ja. Ja. Ek weet nou nie hele program oor sulke goed praat nie, maar ja, Steve Meinhardt was my penmaat gewees in 'n Old Transvaal ook vir waar ek vir Sentraal Gauteng uitgehelp het 'n dag. En Steve Meinhardt het daai dag 2 SA rekords na mekaar gevang vir 'n moggel binnebeheerde kompetisie wat hier by 3 kilos was, albei van hulle. Ja. En albei van hulle was sy strop seker die beste part van 10-12 meter van die vis af. Hy vis swem met daai oop bek van hom aan tangle in sy lyn. Ek staan by my stokke en dan kry ek loop hy katrol dieselfde soos wat sy nou loop, maar as jy slaan staan net niks. En Steve per toeval was agter in sy bakkie besig om te soek na iets en hy ding loop met sy katrol en hy stop en hy die volgende oomblik nou kom Steve aangehardloop en die volgende trek hy weer weg en hy kap die ding en ons sien oor ons lyne en die volgende pen se lyne en die volgende pen kom ons en hierso is die vis. Ek sê vir hom Steve, maar jou leader is nog nie hier nie. En toe sal ons agter ons skep toe daai moggel, nou gelukkig daai reël is toe weg van daar moet jy moet hom in die kop hak of wat ook al. Dis daai ding so in die middel van sy lyn, man. Ja. Daai strop is nog 10-12 meter in die water. Toe skep ons die eerste een en hulle het hom daar geweeg en
Nou ja, toe sê hulle wat dis definitief 'n nuwe SA rekord en net 'n uur of wat later toe kry hy weer een en dis toe 'n groter een. Toe het hy 2 vis 6 kilos en dis moggels wat hy so gekry het. So ja, as die moggels daar is, moet die maddies ook daar wees. 'n Mens moet miskien net die populasie bietjie aanhelp. Maar kyk, kom ons kom terug na die venue toe, na die oewer toe. So daar sien ons nou 'n skalk wat daai hengel, hy sê dis waar hy sou gaan hengel. Kom ons gaan nou maar aan. Sakkie, sorry, laaste interruption van my kant af. Kan jy bietjie inzoom daar? Op daai bakkie. Ja, ek wil net kyk of staan daar Petit Jenny, dan weet ons is hy. So Petit die syne so swak. Ons kyk as die markie neersit. Nee, hy wil nie daar stop nie. Nee, maar kom ons gaan aan. Kom ons bespreek die res van die wat gaan nou weer 'n bietjie uitzoom. Alright, kyk, sag jy nou as jy nou regs gaan met jou cursor, daar waar die dam nou daai rondings begin maak. Nog 'n bietjie regs dan sal jy sien daar's 'n inloop wat daar inkom. Gaan jy nog bietjie regs, nog bietjie regs. Daar sien jy sien daai nou die een is enselspruit. Ja, en die een is loopspruit. Nou soos jy daar kan sien. Ja, daar is die ander ja. Nou hoor as jy die oomblik wat jy verby ek wil amper sê daar's sulke betonpale in die dam wat reg deur gaan want dit was op 'n stadium plase gewees. Nou dit was beeskampe. Maar daai staalkabels en daai betonne is nog steeds daar binne. Nou daai hele boonste stuk was maar in 'n kampe. Nou die oomblik as jy oor daai eerste betonblokke gaan en jy gaan in daai sloepe in, dan verander klipdrif in die hemel. Jy kan nie, dis nie dieselfde, dis nie 'n remotely dieselfde dam nie. Dis die ongelooflikste hengel wat jy in jou lewe van Barbers af Kaaps en die diepste plek op daai hele stuk daar is miskien 2.5 meter. So jy hengel daai vis in 'n meter en 'n half water. Maar dis die hemel daarbo. Ek het al gesien oom Skalklif vat baie keer die boot. Is dit waartoe oom hulle nou maar gelukkig met die boot gaan? Ja, dis ongelooflik. Dis something different en is net riete. Jy weet in daai 2 lope wat inkom. So nee, dis 'n totaal 'n ander dam. Hy verander heeltemal van karakter. Heeltemal. Dan as jy nou as jy nou daar sien jy daai punt daar waar jou cursortjie nou is. Nou zoom nou lekker in. Nog in. Nou so klein bietjie regs nog. Dan sien daar's 'n muur daar. Huis met nou bietjie links. Nee, nog links. Nog bietjie links. Met 'n rietbos. Nou ek is so lief. Ek is so lief vir klipdrif. Dat jy hom so dis my plek daar. Dis my plek daai. So jy weet dis my hemel daai. En so ek pas daai plek op met soos goud. So ek is baie lief vir dit. Ons is omtrent elke naweek daar. En ek het dit net vir my seun gedoen want dis die ongelooflikste hengelwater. Ons grootste kaap het ons daar gevang het is net so onder die 12 kilos. So jy weet dis net something different. Ja, dis die no, it's totally different. So ja, dis klipdrif. By op so spot, so met die boot is dit net 'n minuut se ry. Ja, 800 meter. 800 meter. So nee, dis net om die hoek van dit. En dan daai ander gedeelte Skalk. Daar waar jy nou is. Park Lazy, wat's dit Lazy? Dis Lakeview. Dis Lakeview daai. Ja, nou dit is die mense wat dit bestuur is Frans en Frida. Hulle is die eienaars van daai plek. Hulle het en nou kan ek regtig sê, jy weet, hulle het nou daai oord regtig mooi gemaak. Hulle het die mooiste ablisieblokke opgesit. Jy weet, daar's 'n swembad daar. Daar's chalets. Dis genuine een van die meer gewilde plekke sal ek sê hier in ons omgewing. Dis baie veilig. Jy weet in so bietjie vlak, so jy weet jy het nou dis bietjie meer 'n bootplek. Weet canoes en radiobeheerde bootjies, daai tipiese 200-250 meter. Maar daar's groot vis, jy weet, so
Baie mooi oewer, baie mooi opgepas, regtig mooi gekyk, daar so waar jy nou is daar Chaleis, daai gedeelte daar, jy weet so, en daai hele punt daar is baie goed vir die bass, dis 'n baie goeie area vir hulle, en dan het Klipdrif het hy 'n oorloop sluissysteem, so met ander woorde, hy het nie sluise wat oop en toe trek nie. So die mooi ding van Klipdrif is, as hy was nou oor die naweek was hy 110% vol en hy's weer terug op 103 en dis binne 24 of 48 uur. Loop daai water oor. So jy weet ons ken nie vloede in die dam nie. Hy kom maar net op. Ek sal vir julle foto's aanstuur waar hy gelê het, jy weet die water stoot op jou gras en 24 uur later is hy weer terug dam toe. So is eintlik baie interessant. Hy nie regtig 'n verskriklike groot opvangsgebied het nie. 100%, dis heeltemal reg. En net struite. As ek reg is daar nêrens plakkerskampe stroom op van hom nie. So ou weet ook jou water is, die kwaliteit van jou water is skoon. Jy het nie daai besoedelingsprobleme nie en al daai tipe goed. So dit is als deel van die ding wat Klipdrif vir my baie uniek maak en baie 'n baie spesiale plek maak wat 'n mens moet oppas. Ja, jy weet, Barry, my kind is watermal. Nou, hy swem in daai water, hy het nog nooit ooit siek geword van daai water nie. Jy weet, nie met 'n seertjie nie, jy weet, hy het al seker al 'n paar keer water gesluk en so. En dit laat ou veilig voel, jy weet, want daar's baie min sulke plekke, dink ek, in die land, waar ek regtig kan sê, jy weet, die water se kwaliteit is regtig goed. Hier by ons, as ek in die see gaan swem met jy oorinfeksie vir 3 weke. So nou en dis nie wat ek dan gaan Sakkie, dan spuit hulle die goed uit sy oor uit, dan kom daar stukkies plastiek uit sy oor uit. Nee, daarom nou nie heeltemal, daarom nou nie. Dis maar 'n bietjie far-fetched, maar mens mis skoon water hierso. As jy mense sulke goed hoor, is nou maar 'n vreeslike populated land. So dis skoon water is nie iets wat mense hierso sien nie. Kyk, en dis regtig een van die redes hoekom ek geïnvesteer het, jy weet, in my eie menswees in Klipdrif. Jy weet, almal praat altyd van 'n huisie by die see, jy weet, en hierdie is 20 minute van my af. En jy weet, en jy het al hierdie tranquility, jy weet, jy het eende, so, ek dink dis hoekom ek het lief geword vir Klipdrif, jy weet, dis een van daai, my as sal ook daar gestrooi word, so, lief en leed, en ek dink, jy weet, want ek is lief vir Klipdrif, hy het my lief gemaak. Maar dit is wel lekker om net te hoor, dat, so, om praat nou van die fases waar die Klipdrif gegaan het, waar hom gesê het, dat op 'n stadium het ons geweet, dit was 'n vergooi kompetisie basies gewees, en nou is dit weer terug na sy 85, 105 ding toe. Ons het nou, wanneer het ons gespraat oor Bloemhof met die Kirpers en die goed nou, ons het die laaste 2 of 3 weke het ons op die podcast daaroor gesels en gesê dat hierdie Kirpers wat nou ingedruk het in Bloemhof, en ons weet, dit is nou, Bloemhof gaan nou deur 'n groot nuwe fase ingaan. En jy weet, dit gaan net 'n paar jaar vat om daai equilibrium net weer te vind. En daar kan mense nou sien hoe goed die natuur eintlik is om homself te balanseer. Ja. Om weer terug te kom na 'n basislyn van 'n ekosisteem hê. Ja. Nee, dis kyk. Okay, nee, maak jy klaar? Nee, kyk uit, jy weet ek en Barry sal ook jy weet, hy sal saam met my stem, so 2-3 jaar terug toe ons Bloemhof gehengel het ons babers gevang, wat hy het net kop, hy het geen lyf nie, hy so maar, hy lyk of hy AIDS het, jy weet, ek wil dit nou nie lelik stel, ek wil ook nou nie iemand afhanteer daardeur nie, maar jy weet, daai man is, jy het geen gewig nie, en all of a sudden het die babers begin kondisie kry, en dis as gevolg van die Kirpers, jy weet, want toe trek die dam homself weer reg, jy weet, as jy nou, ons het op hier gaan, ons alweer het ons 'n baber geprop van 22 kilos, en daai ding het gelyk soos 'n Brahman, man, ek bedoel, jy weet, jy kan sien die vis, hy eet, ek bedoel, hy het kos, en ja, nee, hulle eet, jy weet, so, dis die mooi van dit, en jy het dit so mooi gestel, jy weet, dat daai balansering gebeur weer, die natuur sal homself weer regstel. Ja, ek het vir Sakkie gesê, weet, as jy 'n klompie jaar terugvat toe daai grasies so was in Vaaldam en in Bloemhof. Ek bedoel, waar kry jy nou? Wanneer laas jy 'n grasie gevang? Ek bedoel, ek was nou dag daar, ek dink ek het vir julle naai 3 gevang.
hulle is nie meer daar nie en die wat jy vang is nou nog steeds daai kleintjies. So waar's die 1 en die 2 en die 3 kilo grasies nou? Hulle is nie daar nie. So jy vang either een van 8 kilos of jy vang een van wat so is. Ja. Daai tussenin sizes dink ek is opgeëet. Ek dink daar's 'n paar grootes wat bly broei en die babers vreet hulle op en dis dit. En ek dink dit is maar dieselfde pad wat seker met tyd sal gebeur met die kurpers. Ja. So dink paar die kurpers gaan nie verlang daar wees nie. Hulle gaan daar wees, hulle gaan net groter word en dit gaan nie wees in die massas wat dit nou is nie. Die massas wat daar nou is, dink ek dink hulle is nou gevestig daar. Daar's geen twyfel daaroor nie. Maar ek dink die balans sal uitgesorteer word. Ek bedoel, ons het daai massa skurpers en harties gevang as kind. En daar's nie nou een nie. So tussen die natuur en die besoedeling sal ons hulle uitsort en dan sal die dam weer die dam word. Ja, dis regtig so. Dis ongelukkig waar. Man, Skalk sê vir my, kom ons kom terug na Klipdrift toe. Ons het gepraat oor die oewer en hoe wat waar. Praat met ons rondom die hengel. Die moedse moenies. Die wat om te probeer, wat om nie te probeer nie. Wat gee bietjie vir ons raad. Barry, kyk, ek het Klipdrift as gevolg van die baie wat ons het, is dit definitief 'n lyndam. Nou wat bedoel ek by 'n lyndam? Daai vis het areas wat hulle inwy. Hulle kom nie van agter af van die dam af nie. Hulle swem in sirkels. So met ander woorde, as sy lyn op 75 is vir daai stadium van die jaar, is dit wat jy moet doen. Of as dit 105 is dit wat jy moet doen. So kom ek sê jy weet dis soos 'n oval. So hulle swem en dan kom hy om, dan gaan hy op baie 105 verby en dan daai skooltjie wat verbygaan, dan kry hy daai byt 1 2 3 en dan gaan hy verby en as hulle jou kos kry word daai sirkel al kleiner tot jy daai skool geïnteresseerd gekry het en dan ja, jy sal gewoonlik sien in die oggend begin die ouens baie stadig en soos die middag aangaan en die vis die voer begin aanvaar, stop hulle en dan eet hulle. Maar Klipdrift se hele be-all en end-all was en is nog altyd sensitiwiteit. En dit is wat die ouens, ek dink, wat nie bereid was om daai, soos jy gesê het, 5 pond hoeklyne en ligte sinkers, 'n knot, die knot wat jy nou nog gemaak het, en die trandruppel knot, voor die mushroompies nou nog. Nou daai nootjie, as jy daai knot kon gooi, was dit die beste aas, irrespectief van wat jy op die bol het, was dit die aas. Want jy kon daai bol neersit, en jy kon hom lig neersit, en dan het jy jou lyn pap gehengel, want daai vis, die oomblik as hy die aas optel, en die aas is te groot, en nie vir hom reg nie, dan resulteer hy byt net nie, waar as jy dit gedoen het, en jy het jou afstand reg gekry, en jou sensitiwiteit aangepas het deur die vis gevang, en dis hoekom ons, daai tyd toe ek in die nasionale span was, die ouens het daai dam gehaat met 'n passie, maar ons het sy hartklop verstaan, en ons het dit 'n godsdiens gemaak om te sorg dat jy binne daai spektrum bly. En dis ook waar die bottom, daai 5 swivel bottom of die gummy bottom, valdam bottom wat jy die valdam strop kan skuif. Nou as daai vis daar agter gaan sit het, maak ek daai strop, ek maak 'n lang strop en ek skuif daai gummies baie ver en ek hengel nog steeds 'n papperige lyn met 'n lang hoeklyn om nog steeds die sensitiwiteit te kry, maar om die afstand te kry. So daai dam het gegaan oor die ou wat die beste in tune is met homself in terme van sensitiwiteit. En dan min dip, ek dink dis waar ek maar my geite vandaan gekry het. Jy weet, ek sien deesdae hier, ja, die manne gooi sous, kyk is baie goed, dan kan ons nuwe bakkies ry en sulke goed, maar ek is nog steeds 'n min dipper. Jy weet, ek kolletjies, ek praat van streepies, want die dam het net nie, hy wou net nie gefors word nie. Jy moes hom spoon feed die hele tyd. En dit het baie interessant gemaak. Skalk, jy praat net daarvan daai lang valdam. Jy maak die strop langer. Wat is jou lang? Wanneer is 600 te veel of te min? Ja, ek praat van 'n 600. So ek sal 'n 600 so 60 cm. Totale lengte?
Ja, Of is dit ja. jou onderste lyn? Nee, dis 60 cm van sowel tot by die gewig. En dan So het dis jy net oor 'n half meter. Ek like daai sowel. Sit jy 'n sowel bo aan? Nee, ek sit 'n loopie. Jy ook 'n lissie. Ag, sy. Ja, nee. Hy praat daarom van 'n sowel, pas hy Hy daar praat nie van 'n idee. sowel. Hy weet al hoort 'n sowel, maar hy doen dit nie meer. Ja, so die soweltjie is nou maar die gly gedeeltetjie. So hy jy weet, en ek hengel ook baie klein. Ek hengel nommer 18 sowels. Op jou hooflyn, jy weet, so ek probeer nog altyd daai en 'n langerige hoeklyn, jy weet, ek het nie 'n liniaal wat ek sê ek moet hulle 12 maak nie. Ek het nog nooit 'n vis gesien met 'n liniaal nie. Ek sal as ek een sien sal ek julle laat weet. Maar so tussen 12 en 13 cm, jy weet, dis 'n en daai paplyn, jy weet, hy moet nie as hy hom optel moet hy baie tyd hê om te gaan met hom en dan obviously sal hy swaar gewig hom vang. Ek het net gou net 'n ander vraag wat ek graag maar net vir myself wil weet. Oom het net gepraat van die grootste kaap wat julle nou al daar gevang het is 12 kilos. Het hom op dieselfde tipe manier gevang of het hom nou gevang met 'n sinema tiger en dan 'n groter asie? Is dit nog steeds dieselfde prinsip? Hoe gaan groot kaaps klein hoekies? Ja, papgooi styl. Nee, ek het ons het hulle met die tigers en die goed. Jy vang hulle maar jy weet ek dis net nie my styl nie. So ek het hom regtig gevang op 'n gewone valdamstrop, jy weet, met 'n oezertjie. Net straight forward soos ek hom hengel. Ja, klaar. Okay, maar dan hulle cheese. Nou praat nou 'n bietjie rondom geure. Geure, hoe kaas? Ek bedoel die mense wil inligting hê. Hulle wil nou nie net hoor hoe goed is jy. Nee, ja, dis verskriklik. Kyk, ek sê mos altyd jy ons weet jy's goed, maar help vir die arme ou soos ek wat sukkel op 'n SA 2 daar by Klipdrift Blank. Nee, ek sê mos kyk jy dink jy's goed tot jy langs 'n ou sit wat regtig kan visvang. So nee, ek was nog altyd en is nog altyd 'n perreby ou. Om een of ander rede daai naaltjie olie setup Sinafol perreby en dis hoekom ons ook die duo uitgebring het met die perreby en die chop want dis 'n go-to kombinasie vir klipdrift. As jy daai twee opsit, wil jy visvang. Die laaste tyd het Tracer en Banji ontsettend goed gedoen. 'n Reuk wat jy ook nie moet weggooi nie. Oorlede Lani het dit eintlik maar vir ons geleer is amandel met baie flora. Ek weet nie wat dit hy hom genoem nie, maar hy het so konkoksie. Floumont. Sy Floumont, ons het hom nou as Mr. Late Again. Dus later nou daai en dan het ons en ek gee regtig dit deur vir die ouens, byvoorbeeld ons gatvol, maar dan sit ek genoeg flora by gatvol en ek maak hom die helfte soeter met bloekomheuning. So met ander woorde is 'n dikker gatvol met baie flora. Dit's 'n baie goeie reuk vir daai dam. Jy weet so, dis nie 'n dam wat jy moet vir die mense wat nie weet nie, nou praat ou daar TCP almond tipe ding nie. That's it, TCP almond. Baie flora, baie heuning vir die soet. Klein deegies, as ek sal altyd 'n enkel harde vlout opsit op die boonste hoek vir daai vis want as gevolg van die popcorn, hulle is baie lief om rondom jou bol daai popcorn te eet en dan een met 'n baie klein deegie en as ek sê 'n klein deegie dan praat ek van nie langer as 'n sentimeter nie. Jy weet ek sal 'n oezertjie opsit soos ons wasp oezertjie nou of 'n legend oezertjie of 'n Banji oezertjie met 'n baie klein wit amandeldeegie. Jy weet so nog steeds die fyn en nog steeds jy weet en dan natuurlik fairy dust moet dis gewone mooiers. Dis nie die ander slim manne se fairy dust nie. Ek sweer ek het gewag vir hierdie oomblik. Ek het nou geweet ek dag en hoe langer ek het jou 'n half amper uitgelok toe ek sê van die hoekaas en goed ek dink flippend. Skaal kan nou nie my drop en dit nie noem nie. Nee, julle episode doen sonder om dit te raak. Nee, dis so kyk dit Barry ek gaan jou nou 'n staaltjie vertel nee kyk Mooies Custard is en sal altyd deel wees van my mondering. Ons hengel een keer by Lakeview, dis nou aan die oorkant daar waar die oord is.
Nou is dit ek weet nie of jy vir Roem Meyer nog kan onthou nie. Ja, kon toe. Nou hengel ek en Roem Meyer en James Craven en 'n paar van ons pelle van universiteit hengel toe nou daar. En nou skit ons in die kassie, maar daar sit 2 sulke jong manne daar, maar hulle is nog op skool. En nou gooi ons daai goed daar binne en ons vang nie baie vis nie, ons vang elkeen so 5 of 6, maar is nou van daai behoorlike visse. En toe ons nou so begin oppak, toe die een laaitjie nou so 'n bietjie guts gekry en hy dog toe nee, laat hy nader kom. Hy sê oom, kan ek maar bietjie, ja nee, ek sê. Nou vra hy vir my, wat doen ek hier en wat doen ek daar? Hy sê nou oom, sê net gou vir my, wat se pap is dit wat so rook wat jy gooi? Ek sê, Ons kan gooi na die rook staan. Wel, freaking dan, toe het ons die rook in die bal uitgegooi, maar jy weet, toe begin ek net lag, toe sê ek seun kom staan hier by my en ek gee vir hom my custard botteltjie en ek ja. Ek kan dit sien gebeur daar, as mense dit nie weet nie, dit maak absoluut. Kan die mense sien, jy's vir hierdie ouens gooi ver, en die skielik die rook. Maar dit wys jy net, Skalk was nog altyd een van die ouens, hy's of gerook of hy vang niks. Ja, nee, so. Dit is 'n goeie storie. Nee, ek sal dit nooit vergeet nie, jy weet, dis hoekom ek nou maar my tong in die kies sê, weet jy, Barry, daai, en jy moet onthou, ek het dit maar by julle ouens geleer, onthou toe ek in die game inkom, weet nie of jy kan onthou toe ons in die venture van jou gery het, ek het jou 1.350.000 vrae gevra, en gevra hoekom dit en dat, en jy is een van die ouens wat lief was vir custard, en jy weet, in sulke goed, stick in your mind, en dan kry jy ding wat dit gaan maar oor selfvertroue. Wat jy met selfvertroue doen, of dit nou werk of nie, maar as jy dit nie op het nie, dan voel jy nie lekker nie. En so dit kom forever. So, jy weet, Mooiers custard, en ek het dit nou maar net Fairy Dust genoem om 'n naam vir dit te gee. Ja, wel. Dis iets wat as 'n absolute norm het ek dit nie eens by my nie. Nie meer nie. Regtig, jy hengel nie meer nie. Ja, ek het dit baie tyd gehad. Ek gaan sê, toe ons gehengel het, jy sou nie, as jy die trailer oopgemaak het, daar's altyd custardpoeier. By my nou die trailer is daar. En daar's, deesdae vertel hulle van, nee, jy moet nou die custardpoeier meng met duiwelstrek, en nee, jy moet dit meng met naaltjieolie, en jy moet dit meng met, so ek het daar seker 7 bakke custard. Ek lieg nou as ek hoeveelheid moet sê, maar ek bedoel daar is, nee, en hulle is gemerk en hulle is gealles. Maar aan die einde van die dag, as ek vir moet sê, as 'n norm, wanneer laas het ek enige iets van daai aard uitgehaal, kan ek definitief nie. Waarom is dit dalk daai dag wat pa geblanket getraai het? Yes, want daai dag was dit een van daai dae wat ek hom moes gooi laat hy rook. Ek moes hom gegooi het, hy moes genuine gerook het. Ek moes al kon gooi waar Gideon gooi, dan sê ek, toe myne nie rook nie, toe weet ek dink daai is 'n goeie punt wat net om vir die luisteraars by die huis, ons het nou by die vorige episode het ons met oom Skalk hieroor gepraat. As jy nou nie die hele episode wil gaan kyk nie, iets wat interessant is met oom Skalk met sy custardpoeier, is dat hy maak elke keer dat hy gaan hengel bring, want hy is 'n nuwe bakkie custardpoeier. So sy bakkie is altyd vars, soos dit uit 'n winkel uitkoop, dit is nie gister se pere by, is nie nog in die bakkie of wat ook al nie, dis 'n skoon vars bakkie. Hy het in sy spens in die kombuis het hy sy private stock daarso wat die tannie nie mag gebruik nie. Hy gaan nou sy trade center boks gaan haal. Yes, like dit was 'n great live met die rook. Ek sien soos jy sê, ek sien daai ou kar wat so hy spoeg hy lang van die winkel af. Ek stok regtig custard. As oom die dag ophou hengel, gaan hulle uit besigheid uit. Nee, ek sakkie en dis die heilige waarheid, want ek al elke keer 'n nuwe een uit en daar's hy. Alles geseël. As ek klaar is met hom, gooi ek hom uit. So dis maar my go-to. Ag, maar dit is soos om sê, dis 'n geloof ding en dis
as 'n mens gemaklik met ietsie voel, hoekom don't change 'n resep wat nie gebreek is. Ja. Ja, dis 'n Don't feit. try to fix something that's not broken. Dalk moet ek dit weer probeer. Dalk- Kyk, dink hoe gaan Grietjie lyk as hy so 'n paar bolle kaster deur het. Kom ek Die kom ek mense sê gaan vir se jou heel wat- baie boot rook. Julle moet die engines diens. Kom ek sê vir jou wat, as die kaster vir jou werk, dan gee my 'n halwe liter Petit Genie. Ek gee 'n halwe liter al werk dit nie. Dad, ek moet sê dit is vir my so lekker om vir Noah te sien verbyloop en goed soos dit. Hier sit ons En nou, dan sien ek elke keer hy loer so hy loer so. Ek dink dis die eerste keer dat ek dink wat regtig het hy sê maar pa seun is. Waar mense nou waar ons dit nou sien op die kamera Ervaar. wat ek en pa se noem Skalk en Noah. Ek dink ons moet eendag definitief as ek in Suid-Afrika is 'n bietjie 'n hengeltripie reël dat ons dit bietjie gaan doen. Nee, Isak, weet jy wat, en ek is baie lief vir kinders. Ek wil jy weet vir julle van kleins af. En die dag toe die liewe Vader vir my daai dingetjie gee. Jy weet, dis my pel, dis my beste vriend. Jy weet, en hy's terminaal siek met visvang. En yes, wat 'n awesome ouetjie. Yes. Ek kan dit ek dink ek weet nie wie sien meer uit daarna nie. Ek of my pa vir 'n kleintjie hierdie kant. Kan ek nou net vir julle sê. Skalk, jy praat nou so en weet jy wat het ek? Hoendervleis tot op my se poepel, ek sweer. Jy praat net so dis net so ek bedoel wat jy nou ervaar. Imagine nou 20 jaar van nou sit jy en hy so met 'n podcast. Sit julle twee en dit word die week as ons nie 'n podcast het nie. Jou hele week is ontwrig. Ja, ek sal. En die week en elke week as daar een is dit ook ontwrig want dis als Karel en dis maar dit gaan vir my van my oogpunt af gaan 'n podcast oor ek en Sakkie kuier saam met iemand. Ja, is awesome. En dis vir my persoonlik is hierdie goed priceless. En ek kan net dink waar gaan dit vir jou wees in die toekoms met die dat julle so oor die hengel is en julle albei daaroor is. Ja. Daar's baie mense wat baie seuns het en wat vreeslik rugby speel en cricket speel en die doen en daai doen, maar hulle deel nooit die passie van die hengel nie. So die pa moet maar aanpas by die kind se passie en as die kind die dag uit die skool is dan sê ek is nou klaar met dit. Ja. Jy weet dan bly by jou vir ewig. Dan het die pa daai 10 of 12 jaar verloor. Ja. Ja, ja, so en jy weet en ek druk hom ook glad nie. Ek is hy is baie erg, hy het al klaar sy stokke reg vir die naweek vir die klap kom. En ek het net gesê, jy weet jy, as hy kompeterend wil hengel, gaan ek hom 150% ondersteun as hy dit nie wil doen nie. Ek en hy sal altyd social, jy weet, want dis wat ons doen. So ja, nee, en as hy eendag 40 is, gaan hy nog steeds saam met my in die bed lê en in my arm lê en met my praat so. Nee, dis ongelooflik. My pa, ons het oom Skalk gesê dat oom sal hom nie druk nie. My pa het altyd gesê as jy wil gaan rugby speel, gaan doen dit, ek kan een spesifieke geleentheid onthou op laerskool. Ons het 'n deurnag storie gehad by die skool op 'n Vrydag aand. Gaan jy nou skool toe, dan geslaap jy daar so, dan die Saterdag gaan jy nou skool, gaan jy nou huis toe. En my pa het die Saterdag het hulle nou gaan visvang het. En ek is met my fiets daar, ek het met my fiets skool toe gery, ek sou die Saterdagoggend terugry huis toe met die fiets. En die aand lê ek aan, nou kan ek nie slaap nie. Ek stuur my pa 'n boodskap, ek sê vir hulle luister, hoe laat ry julle môreoggend? My pa sê 2 uur. Ek sê vir hom, "Sjap, gaan pa my 2 uur by die skool kom optel." My pa vir my sjap 2 uur die oggend, dis stop my pa daar met die kar. Ek jump in die kar, ek sê vir die pelle, "Cheers ouens, ek gaan visvang." Ja. Net so. Lekker was lekker, maar is nou verby. Ja. Ek gaan nou nie langer nie. Ja, nee, dit is Ek dink die tyd het ons 'n bietjie gevang, so ek dink ons moet hierdie episode nou maar afsluit. Ek dink dit was lekker gewees om 'n bietjie oor klipdrifte gesels. Soos ons sê, ons het voordat ons nou begin rekord het ons met hom Skalk gesels rondom die rivierhengel. Dit is definitief 'n onderwerp wat ons moet bespreek met hom. Ek dink is iets wat ons dalk net die rivier 'n bietjie tyd moet gee om net te relax. En vir hom Skalk net tyd gee om te recover van al die oproepe wat hy nou gaan kry.
So ons sal definitief met hom skalk dan die volgende episode sal ons nou gesels oor die rivier rondom dit. Oom Skalk, het is altyd dis lekker om op die podcast te kry. Is my eer dat oom bietjie tyd het oom se skedule uithaal vir dit. Klomp ouens sê dit is sommer net 'n klein projek dingetjie. Dit is seker maar 'n klein projekkie, maar dit beteken vir my baie, so ek waardeer dit. Ja, en Sak, ek kan vir jou regtig sê die mense praat met baie groot lof van julle podcast. Jy weet en die lekker ding wat julle kon regkry, en ek sê dit weer, jy weet julle het dit heeltemal ek wil amper sê produkvry gehou. Jy weet daar's geen politics nie, jy weet jy praat met die hengelaars en ek dink jy weet almal, jy weet en well done, jy weet want dis een van die moeilikste strikke in hierdie bedryf van ons om nie brand georiënteerd te wees nie, so well done. Ja. En dit wil ek vir Pa dan dankie sê vir Pa, daai kant het ons vinnig geskuil om hierdie uitgesorteer te kry. Julle ry môreoggend Pa nou Pa se bootnaweek met een dag kort geknip vir die episode, so ek wil Pa dankie sê. Nie een dag, die een nag. Een dag. Maar dankie dat Pa gesê het Pa sal een dag sacrifice dat ons hierdie podcast kan doen. Maar ek dink die luisteraars by die huis het hierdie episode geniet en ek het dit geniet, so ek is seker van gaan 'n klomp mense dit geniet het. So ek wil Pa net dankie sê vir Pa se moeite daai kant. Ja, dankie Sak. Ons sal is môreoggend as alles goed loop teen 7:00 is ons al op die water en ja, dan gaan ons gou 'n bietjie voer gooi en bietjie kyk of ons die ander manne kan kwaad maak, die mense wat altyd sê ja, maar julle voer tough luck is die reëls, ons mag. So, môreoggend gaan ons voer en julle kan maar kyk op Facebook. Ek is nie so skalk wat alles wegsteek nie. Ek vertel die mense maar bietjie. Teen die tyd wat die mense hierdie podcast kyk, is dit al verby. So hulle het dit al gesien. Hulle hopelik het hulle dit gesien. Hulle het gesien daai groot kaap wat Pa gevang het of die groot grasie wat Ma gevang het of as julle dit nie gesien het, nie kyk 'n week terug op ons Facebook. As wat julle dit sien. Maar nou ja, voordat ons gaan, ons het verlede week het ons gepraat van daai klein giveaway wat ons gedoen het met die Petit Janine en daai Floro floaties. So as julle nog nie daai episode gekyk het nie, gaan kyk daai episode dat julle kan sien hoe om daai hampertjie te wen. Vir die members, julle weet, julle kompetisie is heeltemal apart. So ek wil vir julle sê, as julle geluister het tot nou toe, baie dankie, dan sien ons julle volgende week, selfe plek, selfe tyd, 12:00 Woensdag. Dankie julle. Dan sien ons julle volgende week. Cheers.